Rian Benardi met Spontaan hier op Emilie FM. En dit is my groot voorreg om 'n goeiemôre te sê vir Dr. Corneille Mulder, leier van die Vryheidsfront Plus. Goeiemôre dokter. Goeiemôre en baie dankie vir die geleentheid. Welkom hierso by Emilie FM. Dokter, nou natuurlik die nuus wat op hierdie stadium, nie net in die media nie, maar ook op sosiale media baie kommentaar uitlok, is die vlugtelinge, die 49 Suid-Afrikaners wat Sondag op die vliegtuig sak en pak na die FSA toe is en ook baie hartlik verwelkom is daar. Dokter, wat is die siening daaroor? Kom ek begin sê, dit is eintlik hartseer en dit is hartseer vir my om te dink dat daar Afrikaners is wat Suid-Afrika, hulle land waar hulle gebore is, moet verlaat, omdat die omstandighede dit vir hulle nie moontlik maak om 'n veilige en 'n bestendige lewe in Suid-Afrika langer te hê nie. Dit is hartseer, maar dit is 'n baie duidelike vingerwysing na die regering van Suid-Afrika, spesifiek die ANC, wat oor meer as 30 jaar ekonomiese beleid en 'n sekuriteitssituasie geskep het in Suid-Afrika waar mense nie veilig voel nie. En ons standpunt is dat daar moet in die spoed van lig 'n herbesinning kom van al die beleide, al die regulasies, al die wetgewing wat maak dat Afrikaners nie veilig voel in die land van hulle geboorte nie. Dr. Mulder, en dan ook gister op Nampo die president wat gesê het hy sien die vlugtelinge, die 49 Suid-Afrikaners as lafhartig. Is dit nie maar ook maar net 'n manier wat hulle doelbewus die feite verdraai nie? Ek moet eerlikwaar sê, ek dink daardie uitspraak van die president is betreurenswaardig. Nee, hy's verkeerd. Die mense wat daardie keuse uitgeoefen het, is nie lafhartig nie. Ek dink dit is 'n swak uitspraak om te maak en hy het 'n fout gemaak om dit te sê. En dit sal implikasies ook hê. Nee, die feit van die saak is dit is die ANC reageer met woede daaroor en die rede hoekom hulle met woede daaroor reageer is, dit is 'n refleksie op hulle. Dit is 'n refleksie op die beleide wat hulle toegepas het in Suid-Afrika oor al hierdie jare. Dit is 'n refleksie op die feit dat hulle nie hulle eie burgers kan beskerm nie. Dit is 'n refleksie dat die land nie ekonomiese groeikoers kan gekry het nie. Dit is 'n refleksie dat ons sit met 'n werkloosheidssyfer van amper 43%. En om te sê dat sulke mense wat so keuse maak lafhartig is regtig betreurenswaardig. Die president het geen idee wat die persoonlike omstandighede van daardie 49 individue is. Hy weet nie wat die omstandighede is nie. Hy weet nie wat hulle oorgekom het nie. Hy weet nie wat hulle deurgegaan het nie. Hy weet nie wie van hulle was slagoffers gewees van plaasaanvalle, wie van hulle is weggewys in werksituasies en is werkloos, kan nie vorentoe gaan nie. So dit is 'n reuse fout van hom om so iets te sê en ek dink hy gaan dit berou wat my betref. Nee, hulle is nie lafhartig nie, inteendeel. Ek het respek vir mense wat daardie keuses uitoefen. Die uitdaging is wel die volgende. En dit wat die Vryheidsfront Plus wil doen. Ons wil alles nog vermoë doen om die situasie in Suid-Afrika te verander, om dinge in 'n regte rigting gestuur te kry, sodat Afrikaners nie nodig het om hulle land van geboorte te verlaat nie. Ons en ons kinders het net soveel reg om hier 'n veilige toekoms te hê. Dit is waarvoor ons werk en ons sê kom ons vat mekaar se hande en kom ons gaan saam vorentoe, ons skep daai werklikheid, maar dan moet die ANC gekonfronteer word oor sy uitgediende, argaïese ideologiese beleide wat hierdie tipe goedes veroorsaak. Dokter, dan ook daar's 'n wanpersepsie dat die vlugtelingstatus is slegs vir boere. En dit is nie. Nee, dit is glad nie. Die president van Amerika het baie duidelik gemaak dat sy uitnodiging is aan Afrikaners en ek dink ons moet dit nie ongeringskat nie. Dit is die eerste keer wat my betref sedert die afgelope boereoorlog dat daar enigste belangstelling uit die buiteland is om uit te reik en Afrikaners op 'n manier te probeer help en ek dink mense moet dit waardeer en ek dink die Vryheidsfront Plus met beslis ons waardeer dit. Maar dit is 'n standpunt van die president van Amerika wat sê ek neem kennis dat daar dinge in Suid-Afrika nie reg is nie. En nou is daar mense wat probeer om politieke vee af te vang en te sê nee, maar die definisie van vlugtelinge, hulle kwalifiseer nie daarvoor nie want 'n vlugteling moet sy lewe word bedreig ensovoorts. Dit mag so wees. Die werklikheid is, op die oomblik is daar ekonomiese sabotasie van Afrikaners en ander minderhede in hierdie land. Mense wat in 'n posisie geplaas word dat hulle eenvoudig agtertoe gedruk word en dan is dieselfde ANC wat baie skynheilig die Vryheidsmanifest aanhaal as onder hierdie druk om te sê Suid-Afrika behoort aan almal wat hier woon, wit en swart en met alle respek. As hierdie land ook aan ons behoort, dan het ons sekerlik 'n sê oor ons eie toekoms en dit is tans nie die geval nie. Net gister het die woordvoerder van die ANC en 'n onderhoud 'n vraag geantwoord oor 'n persoon wat na gevra het en daardie onderhoud as 'n buitelandse maatskappy hier wil kom belê, miljoene rande se fabrieke opsit, het hy 'n versekering dat die staat nie sy eiendom vorentoe gaan konfiskeer en ook sy intellektuele goederereg ensovoorts nie. En dan word hy verder voorgeskryf oor wie hy in diens mag neem. En die antwoord was baie minagtend geweest van die ANC se woordvoerder af om te sê, man, nee, in so 'n geval dan is ons antwoord
vat jou fabriek en gaan na Indië toe. En dan sit ons met 'n 43% werkloosheid. Dit is wat ons mee te doen het op hierdie stadium. En jy is reg, daardie vlugteling uitnodiging gaan baie weier, maar ons eerste prys is om mense 'n toekoms te kan skep hier in Suid-Afrika. Ons is Afrikaners, vernoem na ons kontinent Afrika. Ons wil graag hier 'n toekoms skep en ons moet toesien dat ons nie uitgedruk word uit ons eie land deur niemand. Dokter, dis nie net die vlugtelinge wat heenkom en nou ewe skielik daar gaan soek nie. Daar's al reeds 'n klomp van die jong manne wat hulle brood en botter gaan verdien, juis omdat hulle nie kan werk kry in Suid-Afrika nie, in Amerika op die plase. Absoluut, daar's geen twyfel daaroor nie. Ek wil vir jou sê, ek het rede om te weet, nie te glo nie, ek het rede om te weet dat president Trump Suid-Afrika se boere, spesifiek die Afrikaner boere, beskou as die beste boere in die wêreld. En ek dink deel van die strategie is hy wil bitter graag hê dat hulle na Amerika toe kom en daar in die landbousektor kon vestig. Ek verstaan dit, maar ons wil graag ons eie boere by ons hê hier in Suid-Afrika wat vir ons as Afrikaners help om hier 'n toekoms te skep. En ek kan jou nou sê, as ons kan slaag daarin om staatkundig en andersins vir ons mense hier 'n toekoms oop te kap, dan is daai jong manne môre terug, want hulle wil hier wees, hulle is van Afrika, hulle is nie Amerikaners nie. Dokter, die luisteraar daar buitekant, om jou stem dik te maak, om jou sê te sê, wat kan die algemene man op straat doen? Kom ek sê, ons moet mekaar se hande vat, ons moet bereid wees om betrokke te raak. En ek moet jou sê, ek praat uit die aard van die saak uit 'n politieke oogpunt uit, ek is die leier van die Vryheidsfront Plus. Ons wil graag hê dat ons party, en ek het gesê die dag toe ek verkies is, ek wil die Vryheidsfront Plus hê moet die politieke voertuig word om naby ons mense te wees as die politieke arm vir ons mense, maar dit is een komponent daarvan, dis die politieke arm. Maar daar's ook ander, daar is die burgerregte organisasies, daar's die vakbondwese wat ons mense by betrokke raak, daar's die landbouunie waar ons mense by betrokke raak. Ons as Afrikaners moet verstaan, niemand is so geïnteresseerd in ons eie toekoms as wat onsself behoort te wees nie. En moenie voel dat ek alleen kan tog geen verskil maak nie. Een mens kan die verskil maak op die regte tyd op die regte plek. Maar die tyd het gekom dat ons uitreik na mekaar toe, dat ons geleenthede skep om met mekaar in gesprek te tree, dat ons 'n strategie gaan bepaal oor hoe gaan ons vir onsself hierdie toekoms skep, want as dit van die ANC afhang, alle respek, is daar vir ons geen plek nie, ons word geduld. Maar moet ons nie plan nie, bly doodstil en moenie vir die wêreld gaan sê dit gaan nie met julle goed nie. Daardie dae is vir goed verby. Dokter, ek sê vir baie dankie dat u tyd afgestaan het om met ons gesels en ons hoop daar kom spoediglike 'n positiewe uitkoms aan hierdie saak. Groot waardering, ons werk saam vorentoe almal. Baie dankie dokter, ek hoop jy 'n fantastiese dag verder. Baie dankie vir julle ook.